Goeiemôre almal. Lekker om elkeen van julle in die huis van die Here te sien vanmôre. Ek glo jy het gekom met 'n verwagting. Amen. Om te kom ontvang in die hand van die Here. Cornel is lekker om jou vanmôre te kan sien. Ons het jou baie gebid toe jy in die hospitaal was. Het is vir ons 'n voorreg om vanmôre jou hier te kan sien en weer die Here jou weer gedra. Al die eer kom net aan God toe. Hy is God getrou. Die wat vanmôre met wat ek vir jou sê, God is altyd getrou. As I would go to my kids and he never failed me yet. The love of Jesus never failed me yet. Maak nie saak waar die ons baie keer gaan nie. Maak nie saak deur die storms wat ons baie keer deurloop of waar die ons gaan nie. Een ding is verseker vanmôre, God is getrou. En hy is altyd hier. En God is môre, jy sê wat ook die saam is in my naam. Daar is in julle midde en ek weet, God is môre hier saam met ons. Kom ons staan en gaan ons die diens open met gebed en die Here vir ons saam ons gebed. Vader, wat 'n voorreg vanmôre, Here, om U te kan ken en U kan verlos kan doen. Wat 'n voorreg vanmôre, Here, om aan U die eer te kan gee, Here. Dat U dit vanmôre kan weet, U sal God ons nooit teleurstel nie. U sal nooit die rug op ons draai nie, Here. Ek wil spesiaal vanmôre dat U sê dat U vir Cornel gehelp het en in die hospitaal, Here, om weer te dra, dat hy vanmôre saam met ons weer kan wees, Here. Ons gee aan U die eer, want dit is iemand wat ons gesond maak. Dit is net iemand genees, Here. Ag, en dan vir ons ander mense wat ons soek, Here, kan we bid dat U hulle sal stilstaan vanmôre. Hulle sal toevul met U liefde, met U genade, en dat hulle sal onderraak in Jesus naam. Ek beveel elkeen wat vanmôre in die plek ingekom het met 'n verwagting, Here, dat hulle vanmôre sal ontvang in die hand van die Here. Dat U vanmôre hulle sal aanraak, Here, en dat hulle anders daar sal uitstap as wat hulle hier ingekom het, Here. En ons bring aan U die lof en die eer daarvoor. En al die eer kom net aan U toe, want U is ons God. Amen, amen. Ons gaan die magtelik op ons opgaan as die diepes, terwyl ons lekker gaan saam sing tot eer van die naam van die Here. Kom ons gaan lekker saam sing. Glory, glory, hallelujah, the Father, my word is down. Glory, glory, hallelujah, the Father, my word is down. Glory, glory, hallelujah, the Father, my word is down. Glory, glory, hallelujah.
Yeah.
Voy a
My ladies and gentlemen, I gaan homself nie op jou afforceer nie. Hy gaan homself nie op jou afgooi nie. He needs you to need him. Dit was sy aksie. Hoe bly is ons gestilles is nodig en ons kan help? Hoeveel te meer, my vader en my hoeveel te meer die God van liefde. Die God was geboren, die derde dag op ons vader. En hy is en liefde. En hy sal altijd mooi in ons sê, alles is liefde. Alles wat jy sien is liefde. Alles is liefde. En God is liefde. God is alles. I need you. I need
Dankie vir die kosbare teenwoordigheid. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons omgee, Here. Dankie dat U vir ons tye bepaal soos hierdie wat ons net by mekaar kan kom en U naam kan groot maak, Here, en U te kan eer. Here, soos wat elkeen vanmôre van gesig verskil, so verskil elkeen wat in hierdie plek ingekom het van behoefte, Here. U weet vanmôre presies wel elkeen se harte verlang, Here. U weet vanmôre wat elke begeerte is. U weet vanmôre, Here, wat elkeen nodig het. And Lord, I know in the presence of God, there is no lack of anything. You are our God. And you care for us, Lord. You care for our well-being, O God. And that's why you come with your presence, O God, and just fill us up. Ek verklaar vanmôre my afhanklikheid van U, Here. In hierdie oomblik, Here, bid ek dat die salwende krag van God se Heilige Gees elke woord wat ek sal spreek in die hart van God uit vanmôre sal dryf en in elke hart sal gaan lê. Van elkeen wat hier sit vanmôre, elkeen wat op Facebook kyk vanmôre, Here, waar hulle ook al vanmôre mag wees, dat hulle U teenwoordigheid en die krag en U liefde sal ervaar soos nog nooit van tevore nie. En aan U, Here, kom toe die lof en die eer en die aanbidding van my hart en ek dank U daarvoor. Amen, amen. Ek gaan met u praat vanmôre oor God's meeting place. Die wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Eksodus 25 vers 21 en vers 22. Ek het die afgelope 2 weke baie met die Here gestoei rondom die teenwoordigheid van God. Want dit waarvoor ons bid elke aand 8:00 tot 8:30 is herlewing. Dit waarvoor ons gemeente elke Woensdag vas is ter herlewing van God se teenwoordigheid. Dis ook die tema van ons jaar, die tasbare teenwoordigheid van God. Maar deur die 30+ jare wat ek vir die Here werk, het ek soveel keer in dienste gesien. En wanneer ek dit sê, dan praat ek nie net van in ons eie diens nie, ek praat van in konferensies, ek praat van groot plekke, byeenkomste. Het ek soveel kere al gesien dat God se Gees op 'n bonatuurlike wyse kan werk en 2 mense kan langs mekaar sit en een kan die krag van die Here ervaar en die trane kan loop en jy kan sien daai persoon is so met God besig en dan skree ou wat langs hom sit en hy ervaar glad nie wat jy ervaar nie. Op 'n stadium met die week, terwyl ek met die Here besig is met die teenwoordigheid van God, en die Here my hierdie skrif gee wat ek vanmôre oor gaan preek, onthou ek iets wat my oulede ma altyd gesê het. Sy het altyd gesê, sommige mense laat dinge gebeur. Ander mense ervaar die dinge gebeur. En dan jy hulle wat wonder wat het gebeur. En is baie keer in die teenwoordigheid in die huis van die Here is dit dieselfde. Jy kry mense wat die teenwoordigheid van die Here ervaar, die krag van God ervaar, die vloei van God se Heilige Gees ervaar. En dan kry jy hulle wat maar net kerk toe kom en maar net weer huis toe gaan. Want dit was net nog 'n diens. En dadelik besef ek dat mense dit gebeur omdat mense se verwagting verskil.
Ek dink as ek elkeen van ons vanmôre moet vra wat hier ingekom het, wat is jou verwagting vir hierdie diens vanoggend? Dink ek sal ek nogal 'n paar verskillende antwoorde kry. Want jy sien ons temperamente verskil. Vir een hou van die sagte werking van die Gees van die Here. Wanneer jy amper nie kan praat nie. Wanneer dit vir jou voel jy kan vir jou stoel af nie opstaan nie. En vir 'n ander ou is dit wanneer daar gedans word en gejuig word, dan klassifiseer hy dit as die teenwoordigheid van God. Maar op die einde van die dag is daar een ding wat soos 'n paal bo water staan en dis wat ek vanmôre met u wil oor praat, wat die Here in my hart kom lê, en dit is dat elke persoon is veronderstel om die teenwoordigheid van God te kan ervaar. Maak nie saak hoe nie. Maak nie saak waar jy is nie. Ons skrifgedeelte, Eksodus 25 vers 21, hy sê, "And thou shalt put the mercy seat above the ark, and thou shalt put the ark of testimony in the ark." Vers 22, luister wat sê hy, "And there I will meet with thee, and I will speak with you from above the mercy seat." Net so ver. Daar gaan ek jou ontmoet. Op 'n spesifieke plek, sê God se woord vanmôre vir die kerk van die Here Jesus, daar gaan ek jou ontmoet. There you will experience my presence. There you will hear my voice. The tangible presence of the Almighty God is there for us to experience. Jy sien, die teenwoordigheid van God en die werking van die Gees van God is van kardinale belang in die kerk van die Here Jesus. Anderster, iemand het nou eendag gesê, vir ons pastoor het gesê, as die Gees van die Here nie werk in 'n kerk nie, is dit net 'n klub waarin jy behoort. Jy sien, dis wat die verskil van die kerk van die Here Jesus maak van alle ander godsdienste wat daar is. Want vir ander godsdienste het hulle 'n dooie God. Maar vir u en my, wat vanmôre 'n kind van God is dit waarom ons lewens moet draai, nie dit wat ek het nie, nie dit wat ek uit God uit kan kry nie, maar die tasbare teenwoordigheid van God. Ek het al baie in my lewe gesê, ek kan myself nie indink sonder die Heilige Gees van God 'n minuut in my dag nie. Ek kan nie myself indink hoe dit moet wees om 'n dag te kan deurgaan sonder dat God se Gees met my praat nie. En dis rondom dit wat God hierdie woord in my hart kom bære het vanmôre om met u te kom praat, om vir jou te kom sê, deur die eeue heen, van die begin van tyd af, was God se begeerte om met jou teenwoordigheid te wees. En jy in syne. Selfs in Genesis sien ons hoe God vir Adam en vir Eva maak dat hulle in die tuin van Eden kan wees, sodat hy met hulle gemeenskap kan hê, sodat hy saam met hulle kan kuier, as ek dit vanmôre in ons plat Afrikaanse taal kan sê, sodat hy saam met hulle kon kuier. Want die Bybel sê, hy het in die aandwyntjie, het hy by hulle aangesluit, en dat hy met hulle gesels.
Alhoewel ons die God dien wat almagtig is. Alhoewel ons 'n God dien wat vanmôre alomteenwoordig is. Soewerein is. Dien ons vanmôre God wat nie soos een of ander koning waar jy nie meer naby kan kom nie. Ons dien 'n God wat vanmôre se begeerte is om in jou teenwoordigheid te wees. His desire is to be in your presence. And for you to be in His presence. Dit moet elkeen van ons se lewe wees. En ons lese wees om te sê, Here, Lord, I need your presence. David roep uit, toe hy gesondig het, roep hy uit in Psalm 51 en hy sê, neem asseblief tog net nooit, Here, u gees van my af weg nie. Hy's bereid om alles te verloor. Hy's bereid om sy koningskap te verloor en op te sê. Hy's bereid om sy rykdomme weg te gee. Maar een ding wat hy uitroep is, Here, neem tog net nooit u gees van my af weg nie. Tog in die dag wat ons in leef, is daar soveel mense wat maar tevrede is om net so nou en dan 'n skril teen sy ruggraat af te hê. Mense wat tevrede is om maar net 'n bietjie goosebumps te kry en bietjie my haar laat rys. That's not enough for me. I don't know about you. Because that's not what was God's desire from the beginning of the human race. I speak to you today about God's meeting place. A place designed by God, where you can experience His tangible presence, where you can have a deep and still deeper relationship with the God Almighty. Not just a relationship, but a father-child relationship. Where you can hear the heartbeats of the Father. God kom by Moses op die berg. En hy gee vir hom al die voorskrifte vir die tabernakel wat hy moet bou. Ek is baie lief om te lees oor die tabernakel van Moses en selfs die tabernakel van Dawid. En hy gee vir Moses hierdie opdragte, maar nou kom hy in hierdie gedeelte en hy sit iets baie kosbaar in, en amper wil ek sê, die belangrikste van alles, in ons geleesde gedeelte. En dis waar ek wil stil staan vanmôre. Hy sê, and there, I will meet with you. And I will speak with thee from above the mercy seat. Die woordjies and there beteken vanmôre vir my, it's a specific place. It's a certain place. It's not just a place. It's not any place. It's a place determined by God called the mercy seat. Sê net vir iemand naby jou, the mercy seat. Jy sien, baie mense wil die teenwoordigheid van God ervaar
maar op hulle eie voorwaardes. Maar dit gebeur mos nou nie, né? Jy sien, so baie mense wil vir God voorskryf wanneer hulle God wil ervaar, wanneer hulle God se teenwoordigheid wil soek, en wanneer sy teenwoordigheid moet manifesteer, soos wat hulle dit wil hê. But I can give testimony today that me myself in my life have experienced the presence of God in all kinds of places. In all kinds of situations, I've become aware of the presence of God. Maybe in a shopping mall, or at the garage, so many times at the place of sports, I became aware of the presence of God. But how come then I can say it's a certain place? Want jy sien, dit wat God vanmôre vir ons bepaal, is nie 'n natuurlike plek nie. The meeting place of God is not a natural place. It's not a human place. It's something special. Ek onthou jare terug. Ek loop, laat ek eers dit sê, ek loop altyd en praat met die Here, maak nie saak waar ek is nie, wanneer ek of ek nou op vakansie is, of ek hier is, of ek waar ek permanent met die Here. Ek dink party mense dink partykeer as ek in my kar ry, ek is bietjie koekoes, want ek praat heeltyd en gaan my hande partykeer so, want ek is met die Here besig om te praat. En dan ervaar ek God langs my sit en dan praat ek hier, maar daar's niemand langs my nie. Ek het al gesien mense kyk vir dan nie kry seker. Shame. Ek onthou jare terug. As ons op vakansie. Nou ek was toen nog mos mooi en jong met 'n mooi lyfie en sulke goeters. Dis baie jare, many moons ago. En ek onthou die dag, ons het ook gekamp op Vishoek. Nou daai jaar het ek 'n Speedo gedra hoor. Ek het 'n nice Speedo gedra, want ek het 'n nice lyf gehad. En ek onthou ek staan die dag in die kamp en ek loop maar, jy loop mos maar altyd by die see, so jy loop by jou kostuum rond. En iemand stap na my toe wat ek nie ken nie. En die persoon sê vir my, "Are you a pastor?" Nou dog ek eers hierdie girl wil sê, jy kan nie so intrek as jy 'n pastoor is. Jy sê iewers gehoor ek is 'n pastoor. Ek sê ja, is, hoekom? Sy sê because I've experienced the presence of God when I walk past you. At that moment, in my speedootjie, ervaar ek die krag van die Here. En ek bid vir hierdie vrou dat die teenwoordigheid van die Here neerdal op daai vrou op 'n bonatuurlike wyse. You see, it's not a human place, the presence of God. It's a mercy seat. Sê weer vir iemand net mercy seat. The meeting place of God for the church is a mercy seat. It's a place determined by God. And He's calling it the mercy seat. Jy sien, die mercy seat praat van 'n plek van genade.
Jy sien, ek kan eers werklik die teenwoordigheid van God begin beleef en in die teenwoordigheid van God begin leef en ervaar the moment when I surrender to mercy. Eers wanneer ek totaal uitverkoop word en oorgegee word aan genade, eers dan kan ek die teenwoordigheid van God ervaar. Want jy sien, kind van die Here, wat ons nie vanmôre besef nie, the presence of God is at the mercy seat. Die Nuwe Testament praat van die genade troon. En nou kom iets baie kosbaar op in Romeine 3 vers 24 en 25. Hy sê, they receive God's approval freely by an act of his kindness through the price Christ Jesus paid to set us free from sin. En dan kom vers 25 en sê, God showed us that Christ is the mercy seat, the throne of grace. Ag, daar iemand wat hoor wat ek sê. Jesus is die versoendeksel. Die Afrikaans praat so mooi, praat van versoendeksel. Met die klem op versoen. Jy sien, dis waar dit vanmôre baie keer vir die kerk waar ons dit mis, waar ons die teenwoordigheid van God mis. Because we seek the presence of God outside mercy and outside of grace. You can't experience the presence of God. You can't become aware of the presence of God outside mercy, outside of Jesus. I say, God showed us that Christ is the mercy seat. Before we can experience the presence of God, before we can even hear the voice of God, we must first be surrendered, totally surrendered to grace. Grace has a name. Kan ek dit weer sê? Grace has a name. His name is Jesus. Only when I was totally surrendered to grace, only when I become like grace, I can experience the presence of God. Ek sien, kind van die Here, dis eers wanneer ek op 'n plek in my lewe gekom het. En ek moet duidelik verstaan vanmôre, kerk van die Here, dat eers wanneer ek by genade uitgekom het en wanneer ek soos Jesus genade geword het, eers dan kan ek die teenwoordigheid van God ervaar. Die Bybel leer my, ons moet te wees soos Jesus. Jy is baie lief vir hy liedjie, te wees soos Jesus. Die Bybel leer my, we will change into the image of Christ. So what does it mean? We will be changed into the image of grace. Genade. There's no place for hatred at the mercy seat.
Daar's nie plek vir môre, kind van die Here, vir onvergewensgesindheid by die versoendeksel nie. By die troon van genade nie. There's only grace. Terwyl ek my nog besig hou met ander mense se goede en met onvergewensgesindheid in my binneste, kan ek nooit die teenwoordigheid van God ervaar nie, because there's no place for it in the mercy seat of God. There's no place in grace. Daar's nie plek vir rasisme by die versoendeksel en die genade troon van God. Ek praat met jou oor God's meeting place. There I will meet you and there I will speak to you. Where? At the mercy seat. Jy sien, dis wanneer ek eers uitverkoop is aan genade en aan die voete van genade sitte, wanneer ek op die skoot van genade kan sitte en my kop teen sy bors kan vaslê en my hartklop van God vir my hoor, dis daar waar ek die teenwoordigheid van God hoor, dis daar waar ek sy stem hoor. That's where I experience the tangible presence of God. When I become grace. When I become like Jesus. Ek praat met jou oor God se ontmoetingsplek. The meeting place of God. There I will meet you. Kan ek dit vanmôre 'n stapie verder vat? Jy sien, by die genade troon van God, there where he will meet me, is daar nie plek vir kritiek nie. There's no place for judgment. Ag, ons kinders van die Here is so lief om te judge. Ek het nou 'n mooi ding gesien, gelees, wat iemand geskryf het, if you haven't walked in my shoes, you can't judge me. As jy nie ervaar het wat ek ervaar het nie, as jy nie deurgemaak het wat ek deurgemaak het nie, kan jy niks sien. Maar jy sien, wanneer ek genade geword het, saam met Christus ingevleg, in Christus ingevleg, in genade ingevleg, in die mercy seat then I become part of grace, applying grace wherever I go. 'n interessante skrifgedeelte wat ek baie lief voor is Jesaja 58. Ek weet nie wie van julle dit al gelees nie. Ons almal glo in vas en gebed, né? Ons gemeente vas Woensdae. Daar's niks meer verkeerd nie, inteendeel, ons moet vas. Dis deel van wat die Here Jesus vir ons sê om te doen, is om te vas. Maar nou interessant, in Jesaja 58 kom God en hy praat by monde van Jesaja en hy praat van julle vas, maar julle harte is ver van my af. Julle vas, maar julle gaan aan met wat julle besig is om te doen. Maar een van die teksverse wat my hart gegryp het en my geskud het, was die 9de vers van Jesaja 58. Hy sê, this is the fast that I want. Hy sê, then when you pray, God will answer you. You call out for help and I'll say, here I am. If you
This is the fast that I need. If you get rid of unfair practices, quit the blaming victim game, quit gossiping about other people's sins. That's the fast that I want, sê die Here. Ek kan nie vas vir die teenwoordigheid van God, maar ek gossip oor ander ouens se sonde nie. En oor ander ouens se tekortkominge nie. Ek kan nie vanmôre sê, Here, ek vas vir die teenwoordigheid van God. Maar ek wys die Afrikaanse Bybel sê die uitsteek van die vinger. Jy kan dit gaan lees. You see, at the mercy seat, there's no place for gossiping. There's no place for judgment. There's only place for grace. Kan ek dit vanmôre nog 'n bietjie verder vat? At the mercy seat, there's no place for a pity party. There's no place for holding on to your faults and your failures of the past. There's no place for the blaming game. Daar's nie plek vir minderwaardigheid nie. Want met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bendestorm. I said, there I will meet with thee and I will speak with thee from above the mercy seat. Onthou die Afrikaans, versoendeksel. Kan ek dit vanmôre sê, die troon van versoening. Jy sien, dis by die troon van versoening wat God my sonde vergewe het. By die troon van versoening wat hy oor my foute kyk en vir my sê, dis my kind. Dis by die troon van genade wat Jesus my sonde en my ongeregtigheid uitgewis het. My skoon gemaak het. My naam geskryf het in die boek van die lewe. Dis by die mercy seat, die genade troon, die versoendeksel waar ek hoor hoe die hemelse Papa Vader vir my sê, ek het jou so lief. Maar Here, kyk wat het ek alles gedoen in my lewe. Kyk hoeveel foute maak ek in my lewe. You at the mercy seat now. You're not at the judgment seat. Ek het 'n boodskap vir iemand in hierdie plek vanmôre, kerk. Hou op vanmôre om jouself te kapittel. Hou op om jouself te verniel vanmôre. Oor goed wat jy in jou lewe gedoen het. En gaan skuil vanmôre by die genade troon, because that's where he will meet you. Een van die ander vertalings van Romeine 8 vers 25 sê die so mooi. Hy sê God sent Christ to bear our sacrifice, offering his life, his blood, so that by faith we can come into the presence of God. Sodat ek en jy vanmôre by die genade troon van God kan uitkom. I say there, I will meet you.
Toe ek dit lees, hierdie goeters lees en die Here met my hierdie boodskap deel, toe besef ek wat ek aan die begin gesê het, van jy sien mense wat een ervaar die gees van die Here, een langsom ervaar niks. Because you see the one is at the seat of judgment and the other one is at the seat of mercy. One is at the seat of criticism and the other one is at the seat of grace. Where are you today? As jy vanmôre wil uitroep en sê, Here, my hartsbegeerte is om God te ontmoet, dan moet jy vanmôre by die mercy seat uitkom. Dan moet jy vanmôre kan sê, Here, ek wil totaal oorgee aan genade. Totaal beheer gee aan mercy. Dat is my iets kosbaar in die Ou Testament in Josua. Praat die Bybel by geleentheid Josua 20 vers 7, praat die Bybel van vrystede wat gemaak was in daai tyd. Onthou, dit was daar nog nie genade gewees nie. Dit was nog die wet. Maar God het bepaal dat daar sekere vrystede gemaak word. As mense iemand doodgemaak het of sulke goed is, dan kon hy vlug na die vrystede toe. Maar daar's een wat ek vanmôre, wat net in my hart gekom het terwyl ek met die boodskap besig was. Die een stad se naam is Kades. En Kades beteken die plek waar 'n sterfling sy God ontmoet. Jy sien, die mercy seat spreek vanmôre vir my van die plek waar 'n sterfling sy God ontmoet. Die plek waar iemand op die ashoop van hierdie lewe sit, sy God ontmoet. Die mercy seat spreek vanmôre vir my van 'n plek waar iemand wat moeg en moedeloos is, afgemat is, uitgemergel is vanmôre, om kan gaan neerval en sê, Here, I've got nothing to offer anymore, but I want to accept your grace. I just want to accept your grace. God vra nie vanmôre baie in die kerk. Dit wat hy na jou toe en na my toe roep vanmôre, dit wat hy uitpasuin vanmôre is, please just accept my grace. Just step into the mercy seat. Kom in tot reg voor die troon van genade. Ek sluit. Hebreërs 4 vers 16 sê, let us have confidence then and approach God's mercy throne, His mercy seat, where there is grace. There you will receive mercy and grace and find mercy and grace when you need it. God roep vanmôre na die kerk van die Here Jesus, na u wat vanmôre in hierdie plek is, elkeen wat vanmôre kyk, roep God vanmôre en hy sê ek soek 'n mind change. I want you to step away from the judgment seat. Ek wil hê jy moet vanmôre van die onvergewensgesindheid troon af wegstap. Turn your back on all that and come to the mercy seat. His name is Jesus. Kom val vanmôre in die arms van genade. Maak nie saak vanmôre wat jy deurgaan nie. Hy verstaan. Maak nie vanmôre so saak waar jy is nie.
Maak nie saak op watter plek jy is nie. Hy verstaan. Al verstaan jy vanmôre jouself nie eers nie. Al verstaan jy vanmôre nie eers waartoe jy self gaan nie. Man, hierdie emosies van jou so te mekaar vanmôre dalk. Jy sê, Here, ek verstaan nie eers myself nie. Weet nie hoekom ek huil nie, weet nie hoekom ek lag nie, weet nie hoekom ek in hierdie toestand is nie, Here. Al wat God vanmôre sê is, kom stap vanmôre deur die voorhangsel wat geskeur het. En kom staan vanmôre voor my troon van genade. Because there I will meet you. There I will speak to you. There I will comfort you. Dis daar waar ek my arms om jou wil slaan en jou net wil vasdruk aan my bors. Dis daar wat ek jou gisters en jou eergisters in die diepste van die see gooi en nooit weer daaraan dink nie. Kom ons sluit ons oë asseblief. There's a place called the Mercy Seat. There's a man called Grace. And he's calling your name today. Ek sê, Here, ek voel vanmôre so leeg. Getap. Ek sê vanmôre, Here, ek weet nie hoe my kop op te tel nie. Ek weet nie elke dag hoe my een voet voor die ander een te sit nie. Maar as jy die oggend opstaan en sê, Here, ek wens ek het nie wakker geword nie. Ag God sê vanmôre, just come unto me. Step into my grace today. Elke oog gesluit, elke oog gebuig. Have I prepared a place for you? Long have I desired for you to dwell here, oh Lord. Have I prepared a resting place here, oh Lord. I wait for you alone. Here, oh Lord. Here, oh Lord. Sabanarakatsana mayenu, shana mayendia. Ribaba yenu. Here, oh Lord, have I prepared a resting place. Here, oh Lord, I wait for you alone. Wie sal wat vanmôre wil op hulle voete staan? Ek gee jou nie uit nooit vorentoe nie. Want ek kan nie vanmôre die besluit te vir jou neem nie. Ek kan nie vir jou instap in die genadekamer van God nie. Jy moet dit alleen doen vanmôre. Maar wie staan wat vanmôre op hulle voete vir 'n oomblik wil staan saam met my? Steek jou hande net so na die hemel. Ag, al het jy dit nog nooit in jou lewe gedoen nie, steek net jou hande so op en sê, Here, I surrender to grace. Here, oh Lord, oh Lord. I surrender to grace of God.
van genade. I want to step into the throne room of God. I want to stand in front of the mercy seat today, Lord, to find grace. Just to find grace from God. As jy dit ken, sing dit saam. Met my sonde saam en stof bloed aan my kleur. Ek het ver gekom en die reis het my gebreek. Die verlore land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my baan, so diep as die kom. Hier is Hier is ek, Here. broken, hier is ek. So verlore in myself, hier is ek. By die voete, Heer. Hier is lewe en genade vir ek. Soveel keer het ek geval en my skouers deurgeskaal. Maar ek hou aan glo, die las moet ek self dra. Toch is het die wat na my toe aangehardloop kom. En die arms van liefde en vergifnis om my voel. Hier is ek. Broken, Sê dit vanmôre, Here, hier is ek. hier is ek. Here I am. So verlore in myself, hier is ek. Ek wil jou uitnooi vanmôre, just step into the throne room of God. En hier is Just come lewe sit en on the lap genade of grace. vir ek. Sit vanmôre jou kop teen sy bors Hier neer is ek. en hoor vanmôre die hartklop van die Vader vir jou. Hoor vanmôre hoe lief het hy jou. Hoor hoe jy vanmôre vir jou om. So verlore in Hoor vanmôre hoe myself, belangrik jy is vir hom. by voete, Heer. Hier is lewe en genade vir ek. Vader, ek wil vanmôre vir elkeen bid in hierdie plek. Elkeen wat vanmôre kyk. Elkeen wat hierdie boodskap hoor, Here. Wil ek vanmôre bid dat hulle u genade op 'n buitengewone en 'n bonatuurlike wyse sal ervaar. Ek bid dat u liefde op elkeen sal uitstort in hierdie oomblik, Here. Ek bid dat hulle vanmôre sal ervaar hoe u arms vanmôre om hulle geslaan word en hoe hulle vanmôre aan u bors kom vasdruk, Here. Because you are grace. Dat hulle vanmôre sal ervaar, Here, hoe al hierdie sorg en al hierdie dinge wat hulle mee geloop het, Here, van hulle skouers afgly vanweer die teenwoordigheid van God. Because that's where you will meet them. That's where you will talk to them, Lord. That's where they will hear your voice. That's where you will love them and commune with them, O Lord. In your presence. Just touch people now, Lord. Even if they are at their home, oh God, just touch them now with your presence. As we experience your presence in this place today, Lord, let them experience your presence there where they are. The flow of your Holy Spirit, let them experience it, Lord. In the name of Jesus. Bring my terug na U.
heerlikheid van die Gees sal dit alles bring. Jy kan die sitplekke neem. Storm sal ek loop en psalms sing. Onbewustelik roep my siel, roep my siel, oh, bring my terug na die voete, bring my terug na die woord. Wat wil jy hê moet ek sê? Sak bid, my woorde is min, maar my hart ken nie stem. Onbewustelik roep my siel, oh, bring my terug na die voete. Bring my terug na die woord. Die heerlikheid van die Gees sal ek alles bring. Sak en as verkeer, psalms sing. Onbewustelik roep my siel, oh, bring my terug na die voete, bring my terug na die woord. Bring my terug na die woord. Kom ons gaan hierdie week in en ons sê, Here, elke oomblik van die dag gaan ek instap tot voor die troon van genade. As daar iets is wat jou weghou, laat God dit van jou afhaal. Because there's a place He wants to meet with you. Daar's 'n plek wat hy jou wil ontmoet. At the mercy seat. Ek wil net vinnig iets deel met u net. Die Here is vir ons so goed. Ons wou eintlik wou ek dit gehou het vir 'n verrassing vir volgende Sondag, maar julle gaan dit dalk sien deur die week, so dat ek dit vir julle bring. Vir baie jare het ek net hierdie droom om borde op te sit, groot borde aan die begin van elke ingang van ons dorp, met ons kerk, met ons ek net se foto op en met alles. En nou die dag sonder dat ons daarvoor vra, het iemand na ons toe gekom en vir ons geskenk. So Pieter Diedericks is besig om vir ons die borde te maak. Ons is klaar betaal, hulle het klaar betaal. By elke ingang van elke dorp, van die dorp, dis daai ingang en hierdie ingang en by die baadjies kom daar 'n groot bord op. Pinkster Protestante Kerk, lighuis en al die dinge. En wat, ja, gee die Here eer, lof op. En wat so kosbaar is, Pieter kom toe en hy sê vir my, maar pastoor, weet jy wat, ek skenk vir die klein bordjies ook. So, ons praat toe nou oor, ons wil dalk die kaart daar opsit, of dalk die verwysings en goeders. En hy sê toe wat hy nou maar ondervind het met al die jare wat hy science doen is, jy maak die kleintjies presies soos die grootte. En dan, as mense die grootte sien, dan sien daar is die kleintjie met 'n pyltjie, dan sien hulle, okay, daar gaan ek. En ek weet net, dis 'n opening, is 'n deur wat God vir ons oopgemaak het,
wat vir ons, ag, daar's soveel mense wat ek onthou toe Dave hulle vir ons gesê het, hulle het gesukkel om ons kerk te kry, hulle het nie geweet of wie PPK is nie. Daar's soveel mense wat intrek en naby hom en dan sê hulle, ek het nie geweet dis 'n PPK nie. So ja, die Here is vir ons goed. Daar's 'n paar changes wat kom. Jy sal sien die koffietafel is nie meer die kant nie. Maar net het hierdie kant 'n koffie wat nie meer dit coffee station gemaak. Met buitekant het sy tafeltjies en stoeltjies gesit. So ag asseblief neem vrymoedigheid as voor kerk, kom bietjie vroeër, kom drink 'n koppie koffie, sit lekker chat daarso. En dis verniet, dit kos jou niks om 'n koppie koffie te drink nie. Dit is gratis en verniet. So dan wil ons die mense wat saam met ons bid altyd, ons gaan nou in die vervolg daar in die hoek hier agter in die kerk gaan ons bid. Ek beplan om daarso dalk op 'n stadium ek nou nog nie met die kerkraad gepraat, maar ek beplan om daarso 'n bietjie toe te maak om dalk 'n bidkamer daar te maak. Ek voel net dis tyd dat daar 'n bidkamer in die kerk kom. So ons gaan so 'n paar changes wat maak, maar ag asseblief dis nie snaakse goed nie. Dis maar net om dit vir ons makliker te maak en om dit wat kom, ons bid vir herlewing, om die mense wat kom te kan akkommodeer. So bid saam met ons en gee die Here die eer. Ag kan ons nog 'n lofoffer aan die Here bring. Something big is about to happen. Die teenwoordigheid van God is hier, revival is hier so. En ons gee aan die Here die eer. Kom ons staan, dan gaan ons hierdie diens afsluit met gebed. Ons wil tog net sê, as ons in die sonneoggend nog van 8:30 af, asseblief, as jy wil saam bid, kom join ons daar, kom bid saam met ons van 8:30 af in die oggende. Kom bid saam met ons vir die diens, bid vir ons gemeente en die Here gaan die ryklik seën. Kom ons gaan hierdie diens afsluit. Vader, baie dankie vanmôre vir die kosbare teenwoordigheid in die plek. Dankie dat U vanmôre met ons gepraat het, Here. Dankie dat U saam met ons was vanmôre, Here. Ek wil bid dat U saam met ons sal gaan waar ons hier uitgaan. Wees die naprediker van hierdie woord. Asseblief Heilige Gees, dat U as persoon by elkeen van ons sal kom stil staan en saam met ons sal wees. Ek vra Here dat U die engele gaan ons bevel gee om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit. En dan U kom toe die lof en die eer en die gemeente sê amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede.